Goeiedag, geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is episode 2 van ons reeks wat ons noem Geloof wat berge verskuif. En ons kernteks is in Markus 11 vers 22 tot 24 en ek gaan hom net weer vir ons lees. Dis ons teks waarby ons wil uitkom. Dis ons doelwit wat ons graag wil bereik, maar ons wil ook hier begin sodat ons die hele tyd hierdie doelwit voor ons oë kan hou. En ek lees vandag vir ons uit die 2020 vertaling en hy sê dit so. Jesus antwoord hulle toe, julle moet geloof in God hê. Amen, ek sê vir julle, wie vir hierdie berg sê, lig jouself op en gooi jouself in die see en nie in sy hart twyfel nie. Maar glo dat wat hy sê gaan gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het en dit sal vir julle so wees. Hoor wat leer Jesus hier ons? Dat ons woorde het krag. Hy sê dat dit wat ons sê, ons kan glo dat dit sal gebeur as ons geloof in God het. Hy sê ons kan vir ons berg sê, hef jou op en werp jouself in die see. En as ons nie twyfel in ons hart het nie, sal dit gebeur. Nou ek is natuurlik oortuig en ek dink jy sal saam met my stem, hy praat nie van Tafelberg nie. Hy praat nie van 'n fisiese berg. Ons kan nie vir Tafelberg gaan sê, lig jouself op en werp jouself in die see en Tafelberg gaan verdwyn nie. Dis glad nie wat Jesus hiervan praat nie. Hoe weet ek dit? Want hy het dit nooit gedoen nie. En Jesus is ons perfekte voorbeeld. Jesus is die voorbeeld wat ons najag. Het jy al ooit daaraan gedink dat as Jesus gedoen het wat hy gedoen het as God, dan sou ons bloot net toeskouers gewees het. Dan sou ons net kon sê, wow, wat 'n amazing God. Jesus, U is so awesome, die goed wat U doen. Ons sou net kon sê, wow, van die kantlyn af. Maar nou het Jesus nie gedoen wat hy gedoen het as God nie. Hy het dit gedoen as 'n mens in totale afhanklikheid van God. In totale gehoorsaamheid aan God. In intieme verhouding met die Heilige Gees en sensitief vir die inspraak van die Heilige Gees en wat God in en deur hom wil doen. En dis hoekom hy kon doen wat hy gedoen het. As 'n mens afhanklik en gehoorsaam aan God. Hoekom? Want hy het vir ons 'n voorbeeld kom stel van wat is vir ons beskikbaar. Dat ons in afhanklikheid van God, deur die Heilige Gees, deur wedergeboorte, is ons afhanklik van hom, kan ons God se stem hoor en kan ons doen wat Jesus gedoen het. Hy het vir ons 'n voorbeeld kom stel wat ons kan najag. Ons staan nie meer op die kantlyn en sê, wow, Jesus nie. Ons is saam met hom in hierdie game. Hy het vir ons die voorbeeld gestel wat ons kan najag. En hoe weet ons dit? Wel, blaai saam met my na Johannes 14 vers 12 toe en ek gaan weer vir ons uit die 2020 vertaling uitlees. Hy sê, amen, amen, ek sê vir julle, wie in my glo. Hier is dit alweer. Wie in my glo, geloof in Jesus. Nie geloof in jou geloof nie, dit is so maklik om vasgevang te word in hierdie ding van ons moet hierdie geloof opwek, wat ons moet hierdie ding opstuur, hierdie ding wat ons noem geloof, en dan moet ons geloof in hierdie geloof hê en vir God sê, kyk my awesome geloof. Nee, ons moet ons oë op hom hou. Wie geloof in my het, nie geloof in jou geloof nie, wie geloof in my het, hy sal ook die werke doen wat ek doen. Wie geloof in my het, sal doen wat ek gedoen het. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. Ek is nog nie eens by die groter dinge nie. Ek wil net hê, ons moet hierdie 'n doelwit maak. Here Jesus, wat U gedoen het, wil ek doen. En wat het hy gedoen? Hy het blindes laat sien, hy het dowes laat hoor, hy het dooies opgewek. Hy het melaatses gesond gemaak. Elke liewe persoon, geliefde van Jesus, besef jy, dat elke liewe persoon wat na hom toe gekom het in geloof, het sy dit sy vriende was, wat hom of haar in geloof na Jesus toe gebring het, maar Jesus het nooit enigiemand weggewys nie. Hy het hulle almal gesond gemaak. Hy het hulle almal heel gemaak.
Want dis wat die Vader is. Dis wie hy is, dis wat hy vir ons wil doen. Hy wil ons genees, hy wil ons gesond maak. En Jesus het opgevaar, maar hy het as eersgeborene het hy vir ons geleef, sodat ons nou sy voorbeeld kan volg. Hy sê, ek lees weer vir ons Johannes 14 vers 12. Amen, amen, ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek gedoen het. Jy weet, ons het so vasgevang geraak in 'n tydperk, wat ons jaag na die kennis van goed en kwaad, waar ons van hierdie boom wil gaan eet, van goed en kwaad. Geliefde van Jesus, weet jy dat daar al nooit lewe uit daai boom uitgekom het nie, maar nog altyd net dood. Ons is so in 'n tydperk waarin ons wil weet wat is reg en wat's verkeerd, wat is sonde en wat's nie sonde nie, wat mag ek doen en wat mag ek nie doen nie. En ek praat glad nie sonde goed vandag nie. As jy my ken, sal jy weet, ek is absoluut daarvoor dat ons 'n heilige lewe sal leef, dat as seuns van God, ons sal in totaliteit leef, wat is vir ons beskikbaar as 'n seun van God. En deel daarvan, en ek wil nou nie vandag oor Romeine 6 gesels nie, maar deel van dit wat ons nuwe identiteit as seuns van God, as wedergebore kinders van God, is ons is dood vir sonde. En ons moet hierdie werklikheid en hierdie waarheid met ons begin oordink en dit besef en dit 'n waarheid in ons lewe maak. Ek en jy is dood vir sonde. Ek gaan net, kom ons lees net gou 2 verse saam in Romeine 6. En ek wil nie daaroor praat nie, maar ons moet dalk net hier oor stil staan vir 'n oomblik. Romeine 6 vers 4, en ek lees hierdie uit die 53 vertaling uit. Ons is dus saam met hom begrawe. Hierdie hom is Jesus. Ons is saam met Jesus begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Jesus, ons is saam met Jesus begrawe, sodat net soos Christus uit die dood opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Geliefde, ons is saam met hom dood en ons het saam met hom lewendig geword. Nou kan ons in die lewe leef wat hy geleef het. Ja, ou mens is dood. Hoor wat sê hy in vers 11, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is. Ons is dood vir die sonde, maar ons moet begin dit so bedink. Ons moet hieroor begin dink, ek is dood vir sonde, ek het nie nodig om te sondig nie, ek is dood vir sonde. Kan jy 'n lijk laat sondig? Nee, hy ding is dood, hy kan niks meer doen nie. Die ou mens is begrawe saam met Christus, daar het 'n nuwe mens, 2 Korintiërs 5:17 sê, 'n nuwe skepsel het hy uit opgestaan, 'n nuwe mens, en hy is dood vir sonde, hy leef vir Christus. So ons is dood vir sonde, ons moet begin reken dat ons dood is vir sonde, maar nou dat ons nie meer hierdie stryd het met sonde nie, jy moet eenvoudig net begin reken dat jy dood is vir sonde. Wat is jou nuwe realiteit? Ek kan doen wat Christus gedoen het. Kom ons stel vir ons 'n nuwe goal, nie om hierdie sonde te oorwin nie, ek het hom reeds oorwin, want Christus het dit vir my oorwin. Ek het nie 'n stryd met sonde nie, ek is dood vir sonde. My nuwe goal is, ek wil doen wat Jesus gedoen het. Ek wil sy koninkryk uitleef, in waarheid en in vlees. Ek wil doen wat Jesus gedoen het, sodat die Vader deur my verheerlik kan word. Ek wil dooies opwek, ek wil dowes sien wat weer kan hoor. Ek wil sien dat blindes kan sien. Want dis wat my Here Jesus gedoen het. Dis vir ons 'n werklikheid, dis vir ons 'n moontlikheid. Dis in die woord. Is jy bereid om saam met my? En hierdie is nie vir die pastore of vir die priesters of die heiliges of selfs vir die disippels van ouds nie. Dis vir ons, dis vir nou, dis vir my en vir jou, wedergebore Christene. Hy sê, wie in my glo. Glo jy in Christus, dan is hierdie waarheid vir jou. Jy kan doen wat Christus gedoen het. En ons moet pas op, ons moet nou nie hierdie najaag, sodat ons naam, en dit wat ons doen op Facebook en op TikTok kan verskyn nie, maar dat die koninkryk van God verheerlik kan word, en dat mense kan sien, God
Christus is nog 'n werklikheid en hy doen vandag nog wonderwerke. Nie om my en jou naam te verheerlik nie, maar om sy naam te verheerlik en om te wys hy is nog 'n waarheid, hy leef nog, hy het nog empatie, hy het nog simpatie, hy stel nog belang in wat mense beleef en wat sonde in hierdie wêreld kom doen het, wat die oorsake van sonde is en wat siekte ons van kom beroof het. Hy wil dit vir jou teruggee wat siekte by jou kom steel het. Wat die vyand by jou kom steel, slag en verwoes het, wil Christus kom herstel en hy wil vir jou lewe en lewe in oorvloed gee. Man, ek hoop jy saam met my excited vir hierdie journey. Ek en jy kan met ons berge praat en ons berge verskuif deur woorde van geloof sonder twyfel. Sê saam met my bid. Here, dankie vir u woord. Dankie dat u deur die woord vir ons 'n nuwe perspektief, 'n nuwe fokus kom gee. Dat ons kan doen wat u gedoen het. In geloof. Dit verg net geloof. Dit verg geloof sonder twyfel. Here, help ons om ons oë op u te hou. Om ons fokus op u te hou. Die enige waarheid. En u waarheid sal ons vrymaak. Ons eer die Here. Dankie vir u seën op hierdie journey waarop ons is. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.